Ek is gevra om 'n bietjie kommentaar te lewer op die Smart ID kaart wat hulle uitreik op hierdie stadium van die geveg. En hulle wil almal op hierdie Smart ID kaart hê, lyk vir my teen 2029 voor die volgende verkiesing. Nou, ek wil tog vir jou iets verduidelik. Hierdie Smart ID kaart wil hulle natuurlik heeltemal implementeer, want dit gaan oor 'n digital ID, dit gaan oor biometrics, dit gaan oor facial recognition. So hulle wil alles van jou op die stelsel hê. Hierdie idee dat die burgers van 'n land anoniem was en hulle regerders kon kies in anonimiteit. Niemand weet wie jy is nie, jy stem ook vir wie jy ook wil en niemand weet waarvoor het jy gestem nie. En so word die burgers van 'n land beskerm teen 'n regering wat moontlik 'n diktator kan raak. Nou hier in Suid-Afrika is die ANC klaar 'n diktator. Wat sy eie mense bevoordeel, wat rassisties is en wat die blanke haat en alles in sy vermoë doen om die blanke te benadeel. Maar die Smart ID kaart wil hulle nou verpligtend maak. En ek praat nou spesifiek vir die ou mense van my ouderdom en ouer. Ek het ook nog 'n groen ID kaart, 'n groen ID boekie. Ek wil vir jou sê, luister mooi, gaan kyk dat jy hierdie ID kaart kry. Gaan kry hom terwyl die masjien nog werk en terwyl daar nog krag is in die land en whatever. En die rede hoekom ek so sê, ja, dis deel van die B-system, dit is so, is omdat hulle begin het in ander lande om onder andere ouens se bankrekenings te sluit. Hulle vries die bankrekening. Daar in Vietnam het hulle dit byvoorbeeld gedoen. 80 miljoen bankrekeninge eenvoudig gevries omdat die ouens nie die biometrics kom doen nie. Nou hier in Suid-Afrika is jou bankstelsel, jou bank het lankal biometrics gedoen. Lankal. Ek was nou die dag saam met iemand by Capitec Bank en daar moes hulle sit vir foto's en vingerafdrukke en alles. So die stelsel, die banke se stelsel is lankal by biometrics. Hulle het dit sagkens ingebring sonder groot opskrifte en ons almal, toe jy 'n week kom by die bank wel, toe het hulle dit nou so ingebring. Maar hulle wil op die ou einde die hele bankstelsel in elk geval koppel aan die digital ID stelsel, sodat hulle die twee goed saam kan beheer deur artificial intelligence. So daarom druk hulle vir die Smart ID kaart. En my bekommernis is as volg, dat iewers along the way is daar 'n krisis in die land, wat ons heel moontlik gaan sien en 'n nuwe bankstelsel kom in plek onder die Doringbos regering en nou sê hulle vir jou, wel, jy moet jou Smart ID kaart bring en jy moet van vooraf fika daar by die bank. En nou het jy nie die ID kaart nie, jy het 'n groen ID boekie. Nou vries hulle jou rekening. Maak nie saak of daar 'n miljoen rand in is en of daar 10 rand in is nie. Hulle vries hom. Hulle sê ons wag nou vir jou ID kaart. As jy nou nog nie die Smart ID kaart het nie, mevrou, jy moet hom so lank gaan kry. En wanneer jy daar by die kantore vir binnelandse sake ensovoorts kom, dan sê hulle vir jou wel die masjien het gebreek en ons kan nou nie en jy gaan 6 weke wag vir 'n Smart ID kaart. Jy kan nou aansoek doen, maar ons het 'n helse backlog want ons het nou 'n krisis. Dis 'n groot hoeveelheid mense wat nou die kaart soek en nou kan ons nou nie alles prosesseer in 'n week of 2 weke nie. Dan ly jy nou honger want jy het nie die Smart ID kaart nie. Hulle het jou bankrekening gesluit, hulle het dit vir jou baie moeilik gemaak. So my aanbeveling is as volg. Ons wat ouer mense is, gaan kry vir jou die Smart ID kaart. Maak die afspraak, vind uit waar jy dit kan gedoen kry. Ek dink daar is sekere banktakke wat hulle wil hê, kan dit doen as dit makliker en vinniger. Gaan doen die Smart ID kaart. Dis nog nie 'n chip agter jou oor of binne in jou voorkop of op jou hand of iets nie. En vereers kan jy funksioneer so totdat Vader dit die situasie so verander dat ons regtig uit die stelsel moet beweeg. Op 'n sekere punt sal ons sê wel tot hier toe nie verder nie. Hierdie digital ID wil hulle nou internaliseer, menende hulle wil 'n deel maak van jou liggaam en ons gaan nou iewers 'n chip inplant agter jou oor of waar ook al. So jy moet nou in die ry kom staan. Of hulle gaan sê wel, as jy nie jab nie, het jy nie toegang tot jou rekening nie.
Al het jy 'n smart ID kaart. Ons gaan dit sien. En dan wil ek vir jou sê, in so 'n geval, dan sê ons vir hulle, luister, ons brand die smart ID kaart, ons stel nie meer belang nie, hou nou maar die geld in die bankrekening, want julle wou dit anyway gesteel het, so, en ons sal nou op ons eie aangaan. Daardie tyd sal kom, Vader gaan ons uit die stelsel uitdwing, vir die wat ore het om te hoor, hy gaan jou uit die stelsel uitdwing, deur dit vir jou baie moeilik te maak, om binne die stelsel te bly. Goed, so om daardie rede sou ek voorstel, vir hierdie tussentyd, waar ons nog water trap, voor die volledige implementering van 'n B-system, wat jy nou regtig nie kan koop en verkoop, as jy nou nie iewers 'n chip het nie. Tot daai tyd kan ons nog funksioneer. Kry vir jou die smart ID kaart, ek gaan definitief vir my een kry, want ek verwag iewers gaan die bank om aanvra, en ons almal moet nog 3 keer 'n dag eet, dis nog nie 'n chip agter jou oor nie, die bank is klaar op die biometrics, so dit help nie, jy verduidelik vir my, dis die B-system nie, net die feit dat jy 'n bankkaart het, 'n foon het, en klaar by die bank gebiometrics is, beteken jy's klaar op die sisteem. So, moenie jou lewe vir jou moeiliker maak, deur nou nie die kaarte gaan vat nie, nou is jy halstarrig, nou hier wil jy nou soos 'n donkie vasstrap, en nou sê jy nou, hier gaan ek nou, dis nou klaar. My groen ID boekie het ek nou al vir 60 jaar, en nee, hou maar die groen ID boekie, ek gaan hom dalk later weer nodig kry, hou hom mooi weg, né? Want mense het altyd op 'n stadium, gaan jy fisiese identiteit nodig hê, op 'n stadium gaan God die krag wegvat, en dan werk die bank nie, en ja, fisiese identiteit, mense het dit nodig. Maar gaan doen die bank, hierdie bankstelsel, smart ID kaart stelsel gaan doen dit, sodat hulle jou nie op 'n stadium blok, en jy dan nie kan funksioneer nie, nie kan eet nie, nie kan koop nie, want jou bankrekening is gevries. Ek sê dit na aanleiding van ander berigte wat 'n mens wêreldwyd sien, waar hulle dit gedoen het met hulle eie mense, en nie omgegee het nie. So onthou, dis die beast system. En die beast system, die dier is nie gepla oor jou nie, die dier kom om te vertrap, en te vermorsel, en te vergruis. Gaan kry vir jou die smart ID kaart, beweeg onder die radar, so laag as moontlik, hou 'n lae profiel, prep, sluit aan by die Suidlanders. Die tyd gaan kom, dat Vader ons uit die stelsel uit sal dwing.